Kom ons buig ons hoofde saam. Here, is wonderlik om saam die woord deur te gaan en te bestudeer. En Here, hoe leer ons nie elke dag nie? Hoeveel ontdek ons nie vanuit die woord nie? Ja Here, ons besef elke dag net hoe min ons u woord werklik ken. En hoe baie het ons nog om te leer. Ja Here, ons wil u beter en beter en beter leer ken. Ons wil nader en nader aan u kom. Ons wil verstaan die grootheid, ons wil verstaan wie u is. En daarom weet ons Here dat dit geopenbaar is in u woord. U woord vertel vir ons wie u is. U woord openbaar aan ons dat u die groote, heilige, almagtige God is, wat die heerser is oor die hemel en die aarde, wat alles in stand hou. Ja Here, wat 'n ongelooflike voorreg om in ons eie taal u stem te hoor. Praat vanmôre met ons, Here, as u slawe, as u kinders, as verlostes, en dat ons hier sal uitgaan gevul deur die woord. O Heilige Gees, breek vir ons die woord, breek ons harte. Ons vra dit in u naam. Amen. 1 Timoteus 2. Kom ons lees weer van vers 1 af. Heel eerste versoek ek dat smeking, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word. Onthou julle die alle? Alle mense gedoen word, vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons 'n rustig en stil lewe en alle godsvreesendheid en waardigheid kan lei. Dit is goed en reg in die oë van God ons verlosser. Wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom? Want daar is een God. Dis van waar ons vanmôre gaan hanteer. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense. Die mens, Christus Jesus, wat homself as losprys vir almal gegee het tot getuienis op die bestemde tyd. Hiervoor is ek aangestel as 'n prediker en apostel. Ek praat die waarheid, ek lieg nie, as leermeester om die heidene in geloof en waarheid te onderrig. Net tot sover. Ongelooflike ryk gedeelte. Hy begin om te sê, daar is net een God. Daar is net een God. Iets wat ons al vir mekaar gepraat het, en as jy hoor, daar is net een God, wat onthou jy onmiddellik? Deuteronomium 6 vers 4, luister Israel, die Here ons God, die Here is alleen een. So, dit word oor en oor gesê vir die Jood. As hy vandat hy groot word hierdie teks vir hom oor en oor gesê, daar is net een God. Jesaja verklaar vir ons die volgende, in Jesaja 43 vers 10, luister hierna, is so mooi. Julle is my getuies, is die uitspraak van die Here, my diensknegt wat ek uitgekies het, sodat julle my kan ken. Dit klink soos Nuwe Testament. Nie eens maar die Ou Testament wat dit verklaar word. Hy sê, julle is my getuienis, is die uitspraak van die Here, my diensknegt wat ek uitgekies het. Ek het julle uitgekies, sodat julle my kan ken. Ek het julle gekies, sodat julle my kan ken. In my kan glo en kan insien dat dit ek is. Voor my is daar nie 'n God gevorm nie. En na my sal daar nie een wees nie. Ek is die Here en daar is geen verlosser buiten my nie. So baie interessant, ons gaan nou hierdie gedeelte hanteer en jy kan sien hoe dit uit Jesaja uitkom. Want daar word vertel, daar's een God en daar's een verlosser. Daar's een God en daar's een verlosser. God is die een en hy is ook die verlosser. So, as ons in die Nuwe Testament gaan sien dat een is 'n verlosser, wat weet ons van hierdie verlosser? Hy's God. Is julle met my? Okay, wonderlik, jy is met my. Dis hoekom, as Korintiërs, Paulus vir die Korintiër gemeente skrywe, wat sê hy vir hulle? Kom maak saam met my oop, dat jy vir my saam met my vanmôre kan volg. 1 Korintiërs 8. Korintiërs 8. In Korintiërs 8 vers 4
Want wat die eed van afgodsoffers betref, weet ons, daar bestaan geen afgod in die wêreld nie. En daar bestaan geen God nie behalwe een. So, wat gebeur is, dat Paulus vir hulle baie duidelik gaan sê, hierdie afgode waaraan hulle offer, hy wil nie hulle moet deel wees daarvan nie. Hoekom? Want daar is 'n getuienis. Daar's 'n getuienis en hy wil nie hê hulle moet deel wees daarvan nie. Wat sê hy vir hulle? Is dit omdat hierdie 'n God is? Nee, maar wat doen die mense wat hy later dan sal sê? Wat doen die mense wat aan hierdie afgode offer? Hulle offer aan duiwels. Hulle offer aan duiwels. Maar daar is net een God. So kyk dan mooi wat daar staan. Daar bestaan geen God nie behalwe een. En dan vers 6. Vir ons egter is daar een God, die Vader, uit wie alles is, en ons vir hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. Goed, so wat verklaar hy in hierdie gedeelte is dat Jesus Christus en God die Vader is een. Dis ongelooflik, is so duidelik. Nou, moet ons mekaar afvra, hoekom sal in hierdie gedeelte, hoekom wil Paulus vir Timoteus skrywe, daar is een God? Wat wil hy vir hom sê? In aanleiding van dit wat ons nou gelees het in 1 Timoteus 2, wat wil hy vir hom sê deur hierdie gedeelte wat hy aanhaal? Wat probeer hy vir hom sê? Hy probeer vir hom sê, die God wat ryk is en wat mense wil red uit alle groepe. Wat is die groepe? Konings, heersers, uit al hierdie groepe uit wil hy mense red. Wie is hy? Hy is een God. So hy is die God van die arme man en die God van die ryke. Daarom sê hy daar is een. Daar's nie aparte nie. Okay? So kinders van die Here is so ongelooflik in hierdie gedagte wat ons weet, is dat God het vir my lief, maar God het ook my broer in Christus het hy ook lief, want daar is net een God. Daarom kan kinders van die Here nooit rassiste wees nie. Kinders van die Here kan nooit afkyk op ander mense nie. Want ons weet daar is net een God. Daar is net een God en dis die argument wat hy probeer maak in hierdie gedeelte om vir hulle te sê, daar is net een God. God van die ryk en die arme. Een God van alle nasies. Romeine 3 stel dit so mooi, Romeine 3 vers 29. Of is God net die God van die Jode? Is God net die God van die Jode? Is hy nie ook God van die nie-Jode nie? Ja, ook van die nie-Jode. Is nie mooi nie. Romeine 3 vers 29. God, of is God net die God van die Jode? Is hy nie ook die God van die nie-Jode nie? Ja, ook van die nie-Jode. So God is God, daar is een God. Is hy die God van die Jode? Ja. Is hy die God van die nie-Jode? Ja. Dis dieselfde God. So nou begin die argument so ongelooflik duidelik raak om te sê, hoor hierso, God wil hê alle mense moet gered word. Wie is hierdie alle mense wat hy wil gered word? Mense wat hoog geplaas is, konings, enigiemand anderste wat laag geplaas is, uit hierdie groep uit, red God mense. God se besluit. Dan gaan hy verder. En hy sê, daar is ook net een middelaar. Daar is net een middelaar tussen God en mens. Dit is my so mooi, vanuit die Ou Testament uit, as jy die beelde sien van wie Christus is, wat Christus gaan kom doen, dan sien jy hierdie beelde vanuit die Ou Testament, wat vir jou deur 'n verhaal vertel, oor wie sal Christus wees, hoe sal Christus wees, wat sal sy middelaarskap wees. En een van die beelde wat ons kry is byvoorbeeld Abraham, waar God aan Abraham verskyn, en hy sê vir Abraham, Abraham, ek gaan Sodom en Gomorra uitwis. En Abraham sê, Here, maar waarvan is daar 50 is? Waarvan is daar 50 is? Waarvan is daar 45 is? Waarvan is daar 40? Waarvan is daar 30 is? En ons weet, hy kom af tot waarvan is daar 10 is. Wat doen Abraham in hierdie gedeelte? Hy is middelaar. Hy is middelaar. Hy staan tussen God en Sodom en Gomorra. En hy sê, Here, waarvan is daar net, as daar 10 regverdig is? Die ongelooflike as jy hierdie gedeelte lees, dan wat weet jy oor hierdie gedeelte? Jy weet dat daar nie 'n regverdige sal wees nie, want daar is net een regverdige. So jy kyk al klaar af in die toekoms, in die tyd, en jy weet, daar gaan een kom, waardeur
Die Ou Testamentiese mens en die Nuwe Testamentiese mens geregverdig sal word. Hy sal die ware middelaar wees, waarvan Abraham self slegs 'n skaduwee was. Ons vind dieselfde met Moses. Moses moes intree vir die volk. Male sonder taal moet Moses intree vir die volk, want die volk is besig om sonde te doen, en Moses kom voor die Here en sê, Here, asseblief, ek tree in vir die volk. As hy die afgodsoffers wat hulle maak, dan moet hy intree vir die volk. As hulle ongelukkig is oor die kos, en hulle sê manna aan die oggend, manna aan die aand, dan wil God hulle uitwis, en dan moet hy intree vir die volk. En in daardie situasie, elke keer word daar gewys, daar sal een moet wees, wat sal moet intree. Een wat sal wees, wat sal moet instaan tussen God en die mens. Is dit nie so mooi wat Job sê nie? Job sê, in Job 9 vers 33, sê Job dit, hy kyk vorentoe, hy weet die verwagting, hy sê, as daar maar iemand was, wat die saak tussen ons kon besleg, wat sy hand oor ons albei kan hou, wat kan sy hand hou oor God, en sy hand kan hou oor mens, wie is hierdie persoon, wat kan staan in die hand van God, in die hand van die mens, en hulle by mekaar uitbring, sê Job, as daar maar so iemand is. Ons wat die Nuwe Testament lees, kyk na die Ou Testamentiese persoon en sê, Job, as jy maar net weet, dit wat jou geestesoë sien, het ons gesien in realiteit. Christus, Jesus is die antwoord, wat kon staan en sy hand kan hou, God en mens, en hulle by mekaar uitbring. Mag jy opgewonde? Mag jy so opgewonde om te weet, hoe ongelooflik, dit wat die Ou Testament mens verlang het na, het in Christus Jesus waar geword. Daarom sê Jesus vir sy volgeling in Johannes 14, vers 6, Jesus sê vir hom, ek is die weg. As hulle wil weet, hoe kom ons na die Vader toe, dan sê hy, ek is die weg, en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Niemand kom by die Vader, behalwe deur my nie. Daar is geen ander naam gegee nie. Want dit is wat in Handelinge 4 staan. Handelinge 4 vers 12. Daar is ook daar in niemand anders verlossing nie. En daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee, waardeur ons verlos kan word nie. Is daar enige ander naam waardeur mense verlos kan word? Kan Mohammed mense verlos? Kan enigiemand op hierdie aarde iemand verlos? Kan iemand kom staan tussenin en sê, ek kan jou verlos? Geen persoon nie, alleenlik Jesus Christus. Die Hebreërs skrywer, en ons dink is Paulus wat dalk gepreek het, en Lukas wat dit neergeskryf het. Maar Hebreërs 8 sê dit so mooi, vers 6. Maar nou het Jesus 'n meer verhewe bediening verkry, in die sin dat hy ook 'n middelaar is van 'n uitnemender. Hebreërs, as jy Hebreërs gaan sien, gaan jy altyd sê, daar's 'n trappe van vergelyking, hy gaan dit altyd, dis beter. Dis beter. Waarom hou jy aan die Ou Testament vas? Waarom hou jy aan die gebruike vas? Want dit is beter. Christus is beter as Moses. Christus is hoër as die engele. Sy verbond is beter. Die ou verbond, hierdie nuwe verbond is beter as dit. Maar nou het Jesus 'n meer verhewe bediening verkry, in die sin dat hy ook middelaar is van 'n uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender beloftes regsgeldigheid verkry het. Dis beter. Dis soveel wonderliker wat ons nou het in Christus Jesus. Dit was die bekommernis gewees van wat Paulus skryf in Galasiër gemeente. Dieselfde met die Hebreërs. Hoe is dit dat julle wil teruggaan na die ou gebruike toe? Hoe wil julle teruggaan na die ou lering toe, terwyl Christus die middelaar is van soveel beter verbond met beter beloftes? Christus is die middelaar. Maar dan is dit interessant, gaan kyk gou daai gedeelte in wat ons nou lees in Timoteus, 1 Timoteus. Kyk gou na hierdie gedeelte wat hy dan sê. 1 Timoteus 2. Hy sê, want daar is een God wat ons hanteer, en een middelaar tussen God en mense, een wat tussen hulle kom staan. Nou wat sê hy? Die mens, Christus Jesus. Waarom is dit vir hom belangrik om te sê die mens Christus Jesus?
So baie mense sê, die mens Christus Jesus wil daar eintlik klem lê dat hy eintlik maar net 'n mens is. Nee, hy het al klaar gesê hy's God. Hoe weet ons hy het gesê hy's God? Want hy sê daar's een God. En hy's 'n middelaar. Okay, wie is die middelaar? Christus. Sien jy die argument? Daar's geen manier om verby te kom dat Christus is wat? God nie. Maar waarom wil Paulus duidelik vir ons sê dat hy ook mens is? En in die geskiedenis was dit ook 'n ander aspek waar mense afgedwaal het van die pad af. Dat hulle gesê het hy was nie werklik volkome mens gewees. Maar hier kom Paulus en hy sê hy's ook 'n mens. Waarom is hy 'n mens? Want as hy 'n mens is, kan hy vir die mens intree. Dis wat Hebreërs skrywe hoor hierso. Hy het nodig om mens te wees sodat hy ons kan verstaan. Dat die dinge wat deur ons gaan, het hy deur gegaan. Hy kan vir ons intree, hy's volkome mens. 1 Korintiërs 15, vers 21. Want aangesien deur die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens. Luister mooi, want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, Adam, kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens, tweede Adam. Dis hoe die opstanding plaasvind, moet deur 'n mens wees. Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. Daarom is hy volkome mens. Hy's volkome God, maar hy's volkome mens, daarom is hy die absolute middelaar. Die middelaar wat kan wees God en mens. En daarom omdat hy God is, en daarom omdat hy mens is, kan hy die mens by God uitbring. Volkome middelaar. Dan gaan die teks aan. As jy gedink jy dit is wonderlik, hierdie teks gaan net aan en hy bou aan en hy bou aan op hierdie ongelooflike beloftes wat in Christus Jesus is. Hy sê vers 6a, hy het homself gegee. Wat 'n ongelooflike belangrike deel van die teologie. Van dit wat God in sy woord vir ons leer, hy het homself vir ons gegee. Luister mooi wat hierdie gedeelte sê. Johannes 10 vers 17. Onthou jy wat in Johannes 10 aangaan? Johannes 10 is die herder en die skape. En dan sê hy Johannes 10, om hierdie vers 17, om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, sodat ek dit weer kan opneem. Ek leef my lewe af, om dit weer te kan opneem. Vers 18, niemand neem dit van my weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Christus sê, niemand neem my lewe van my weg nie. Niemand kan my lewe van my wegneem nie. Ek gee my lewe op uit myself uit. Uit myself uit. So dis ongelooflik. As jy terugkyk, en jy terugkyk voor die skepping van enigiets, Vader, Seun en Heilige Gees, was daar 'n plan gewees. 'n Plan van 'n verredding. 'n Plan van 'n uitverkorenes wat gered sal word. In hierdie plan moes iemand vir die sondaar sterwe. Hy moes 'n middelaar wees tussen God en mens in hierdie plan. Voor die skepping was hierdie plan al daar gewees. Wie het toe besluit dat hy hierdie taak sal oorneem? Dat hy die seun sal wees wat in gehoorsaamheid aan die Vader sy lewe sal aflê vir sy skape. Wie het besluit? Jesus Christus. Dit is ongelooflik as jy daaraan dink, hy het homself gegee. Hy het homself gegee. Luister weer na hierdie vers. Niemand, Johannes 10, vers 18. Niemand neem dit van my weg nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het volmag om dit af te lê. En ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het ek van my Vader ontvang. Dis wat gebeur in die tuin van Getsemane. Die tuin van Getsemane is Christus besig om te worstel oor dit wat hy sou deurgaan. Dit wat hy sou deurgaan was uit vrye keuse. Maar sy gebed is, Vader, hierdie is so ongelooflik as ek moet dink dit wat ek gaan deurgaan, dat ek die sonde gaan dra van hierdie groep mense. Dat ek hulle sonde op my gaan neem, ek wat sonder sonde is. Kan hierdie beker nie by my verbygaan. Maar
is omdat Christus in daardie oomblik self ook sê daardeur, maar ek gee dit uit myself uit ook af vir hulle. Filippense 2 vers 7, maar hy het homself daarvan leeggemaak. Hy het homself daarvan leeggemaak. Deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy was gelyk aan God gewees. Hy was God self gewees. Maar wat doen hy? Hy het homself daarvan leeggemaak. Wat beteken dat God homself daarvan leeggemaak het? Alles wat hy in God gehad het, die voorregte wat hy in God gehad het, hy is God self, het hy homself van leeggemaak en hy het wat geword? Hy het 'n slaaf geword. Hy het 'n mens geword. En aan mense gelyk te word. Luister weer na vers 7:5 van Filippense 2. Maar hy het homself daarvan leeggemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder. Okay? So hy word 'n mens. In dit dat hy 'n mens geword het, hy homself verneder. Maar hy word nie net 'n mens nie. Hy verneder homself ook verder as dit. Hy het homself verneder deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. En dis een van die dinge wat in 'n sekere sin 'n groot stuk misterie vir ons is. Ons weet wat die waarheid is, maar ons verstaan nie die diepte van dit wat hier plaasgevind het nie. Verstaan nie wat die diepte is wat hier plaasgevind het, dat God homself ontledig het om 'n mens te word. Vang jy dit? Ja, jy vang dit, maar jy verstaan dit nie. Want jy was nog nooit God nie. Jy verstaan nie wat dit beteken om God te wees en homself te ontledig, dat hy 'n mens word nie. En as jy dink jy verstaan dit, wat dan van hom te sê, maar hy het nie net 'n mens geword nie, hy was ook bereid om te sterwe. Sterf van die kruis. Ongelooflike diepte van dit wat hier vir ons verduidelik word, is net ongelooflik vir die kind van die Here om te sê, Here, hoe ongelooflik groot is U nie. Hoe ongelooflik groot is U genade nie. Nou gaan die teks verder. Hy het die middelaar geword, hy het homself gegee. Hy het homself gegee. Dit was nie iets wat van hom weggeneem word nie. Nee, hy gee homself. En dan sê hy as wat? As 'n losprys. As 'n losprys. Nou hierdie woord in die Hebreëus vir 'n losprys vind ons in Genesis. Ek wil jy moet saam met my gaan kyk, want dit is so 'n mooi beeld van dit wat sou gekom het, wat Christus sou gekom het. Daarom is die metafoor so sterk in die Ou Testament. Genesis 22. Jy hoef nie te weet wat in Genesis 22 te staan nie, maar as jy nie Genesis 22 ken nie, het jy 'n probleem. Genesis 22 is 'n ongelooflike gedeelte. Wat lees ons hiervan? Isak en Abraham. Abraham vat vir Isak, want God het hom 'n opdrag gegee. Ga offer jou seun, die berg Moria. En dis ongelooflik in hierdie gedeelte wat plaasvind. Hy en sy seun stap en hulle stap vir 3 dae. 3 dae stap hy met die dood. Wat God die Vader saam met sy seun sou stap terwyl hy in die dood is. Ongelooflike metafore. Die metafore hardloop in hierdie hele verhaal. Hy gaan op teen die berg. En naby by die berg is hy besig om sy swaard nadat hy hom vasgebind het. Vat hy sy mes in sy hand en hy gaan hom deurboor. En dan stop die engel hom. Vers 11. Maar die engel van die Here het na hom uit die hemel geroep en gesê, Abraham, Abraham! Hy het geantwoord, hier is ek. Moenie jou hand na jou seun uitsteek nie, het hy gesê, en moenie enigiets aan hom doen nie, want nou weet ek dat jy vir God ontzag het. Jy het nie jou seun, jou enigste van my teruggehou nie. Wat daai hele teruggehou het, is in die plek van. Hy het hom nie in die plek van teruggehou nie. Toe Abraham opkyk, sien hy, daar is 'n enkele ram, wat aan sy horings vasgevang is in 'n bos. Abraham gaan toe en neem die ram, hy het hom as brandoffer gebring, en wat? In die plek van sy seun. Wat's dit? Losprys. In die plek van sy seun. Waarna wys dit? Christus. Christus. En daarom as jy die twee tale bymekaar bring, dan weet jy, in die plek van, waarvan het dit hier te maak in? Die ram word doodgemaak in die plek van Isak. Verlossing. Christus in die plek van.
ongelooflike mooi gedeelte wat wys na dit wat Christus sou kom doen het in die plek van. Hierdie selfde gedeelte is interessant. Hierdie selfde gedeelte, nou as jy die Grieks gesien het, sou jy gesien het, daar is 3 woorde wat op mekaar volg. En ek gaan nie probeer om die Griekse woorde vir jy te verduidelik nie, maar dit is baie interessant. Daar's 3 Griekse woorde wat hier langs mekaar staan. Daar's verlossing en vir almal, anti en dan polon vir almal. Daar's verlossing vir almal. Hierdie woorde wat Paulus aanhaal in die Grieks, haal hy uit Markus uit. Markus 10 en Matteus 20 vers 28. Is so ongelooflik want dieselfde woorde kom daar by mekaar. Maar in plaas daarvan dat verlos, litron, verlos en anti vir by mekaar is 2 verskillende woorde is, het gebeur in hierdie geteksgedeelte is dat anti en litron by mekaar uitkom. En wat doen Paulus? Hy versterk die woord. Hy versterk die verlossingswoord. Maar jy kan dadelik sien as jy die 3 woorde langs mekaar het, dis amazing dat dit presies die woorde is wat ook voorkom in Markus en in Matteus. Luister gou na Matteus wat hy daar sê. Matteus 10 vers 45. Want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Sy losprys te gee vir baie. Dis dieselfde woorde. Is dit nie interessant dat wat hy hier sê is baie te maak nie met almal nie, maar met baie. Baie. Hy het sy lewe gegee as losprys vir baie. Vir baie mense het hy dit gegee. Titus 2 vers 14 sê, hy het homself te wille van ons gegee het, wat homself te wille van ons gegee het, om ons los te koop van alle wetteloosheid en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. Hy het homself 'n volk gereinig, as sy eiendom gereinig. Hy het hulle losgekoop, daar's 'n skuld op hulle. Een sonde, straf vir ewig die dood. Een sonde, vir ewig die dood. Een ongeregtigheid, ewige dood. Want die sonde is teen God. En omdat die sonde teen God is die straf ewig. Een sonde, ewige dood. Christus kom en hy betaal die sonde ten volle. Hy tree in. Die kruisdood is God se wraak wat op die kruis neerdaal en Christus wat dit dra. En deur sy dra van die kruisdood, van die sonde van die mens, daardeur kom daar vir ons verlossing. Die losprys is betaal deur Christus Jesus aan die kruis. Vir wie is dit gedoen? En dis gewoonlik waar die almal die mekaar raak. Die teksvers sê vir almal. Ek het nou net vir julle gelees in Matteus en in Markus waar dieselfde woord voorkom, polon, waar dit gesê word baie. Die Grieks hier word vertaal as almal. In die konteks van dit wat jy tot dusver gelees het, wat weet jy van as Paulus almal gebruik nou in die Grieks? Jy het dit nie voorheen geweet nie. Wat weet jy? Almal beteken nie almal nie. Alraai, so jy is al klaar 'n enorme pad vorentoe. As jy by daai punt kom en besef, okay, van wie is hy hier besig om te praat? Die konteks van die gedeelte is konings en hooggeplaastes. Die Here wil hê dat almal moet gered word en hy het sy losprys gegee vir almal. Wie het hy voor sy losprys gegee? Net vir ryk mense, net vir hooggeplaastes, nie vir arme mense ook. Hy het dit gegee vir almal. Nou, meeste mense glo nie dit nie. Meeste mense glo nie dit. En daar's 10 van julle wat hier sit en sê, Johan, ek weet nie of ek lekker saam met jou saamstem nie. Kom ek gee gou vir jou, want daar's 'n klomp tekste wat net vir jou sê, dis geen manier dat jy verby uit kan kom. Die eerste wat ek vandag by jou wil sê, as Christus die losprys is vir elke liewe mens, hoekom gaan daar mense in die hel wees? Okay. Nee. As hy die losprys vir al die sonde is, en hy het al die sonde gedra van almal, hoekom gaan daar iemand in die hel wees? Alright, so ons het 'n probleem. Hy kan nie losprys van almal wees nie. Of as hy die losprys van almal is, moet jy sê almal gaan
Hemel toe en ek sien party van julle is besig om nou wakker te skrik. Dis great. Alraai, so ek het julle aandag nou. Kom ons kyk gou na 'n paar gedeeltes saam. Die eerste gedeelte is 2 Korintiërs 5 vers 15. 2 Korintiërs 5 vers 15. Kan jy verstaan hoekom ek wil hê jy moet jou brein saambring? Hierdie is baie belangrik. Ons is besig met die diepte van dit wat die Here vir ons leer. 2 Korintiërs 5. Twee Korintiërs 5 vers 15. In hierdie gedeelte, luister baie mooi met wat hierdie gedeelte vir ons vertel. Hy sê, en ek wil vir jou die ou vertaling, ons kan nou dan die nuwe vertaling, die 2020 vertaling ook gaan kyk. Hy sê daar, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. Okay? In jou vertaling staan nie almal gesterf het. Okay? Omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf en opgewek het. So dis baie interessant. Wat het hy gedoen toe hy vir ons gesterf het? Toe hy vir ons almal gesterf het, wat het hy gedoen? Kom ek lees vir julle die 2020 vertaling. En hy het ter wille van almal gesterf. Hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self sal leef nie. Okay? So wat gebeur omdat hy vir jou gesterf het? Leef jy nou vir jouself? So daar's geen manier dat as hy vir jou gesterf het, dat jy vir jouself kan leef nie. Okay, so dis die eerste. Hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Alright, so, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik vers 16, ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie, selfs al het ons Christus eens na die uiterlike geken, ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, die ou ding het verbygegaan, kyk hulle het almal nuut geword. In Christus het hy dit laat plaasvind. Dan gaan die teks aan, en dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het, en aan ons die bediening van versoening gegee het. Wie het ons versoen? Christus met homself versoen het. So daar's geen manier dat jy kan kyk en die verdere gaan en sê, wat beteken die versoening? Beteken is vir almal. Dit is alleenlik vir almal wat verander het. Vir almal wat lewendig gemaak word. Vers 19. Dit bestaan daarin dat God in die Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. Verstaan jy die teksvers? Baie belangrik. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Wat het God gedoen? Hy het die wêreld met homself versoen, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. So die wat hy aan homself versoen het, wat beteken dit met al hulle skuld? Skon! Kan jy verstaan dat dit nie kan wees dat hy homself versoen het met die hele wêreld nie? Wat beteken wêreld in daai konteks? Heidene en Jode. Maar as hy homself versoen het met die hele wêreld en dit beteken elke individu, wat beteken dit van elke individu dan? Almal sal hemel toe gaan. Almal is versoen. Almal is lewendig gemaak. Ons weet almal is lewendig gemaak. Sal eintlik deur die Heilige Gees wat jy lewendig gemaak word, en as jy lewendig gemaak word, wat sal jy doen? Jy sal lewe in ooreenstemming met God se woord. Ek hoop almal is by my. Dit is 'n ongelooflike ryk gedeelte en jy moet daarby bly, jy moet dit volg. Jy moet vir jouself sê, wat sê hierdie gedeelte? Wat beteken versoening? So versoening beteken ons is met God versoen. In Christus Jesus het hy vir ons gesterwe en ons het saam met hom gesterwe. Ons het nou die nuwe lewe omdat hy met ons versoen is, en daarom is daar geen meer sonde teen ons rekening nie. Hoekom? Want in Christus Jesus is ons met die Vader versoen en al ons sonde is uitgewis. Wonderlik. Kom ons kyk na nog 'n gedeelte. Romeine 8. Wil jy moet saam met my Romeine 8 lees?
Meeste van ons behoort Romeine 8 ook te ken. Ek wil net weer lees van vers 28 af. Gee my, ek moet van vers 28. Het is altyd vir my mooi om van vers 28 af te lees. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom lief het, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem, om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees, en diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Nou ek kan nie verstaan hoe mense daai kan misverstaan. Dit voel vir my dat daar 'n groep is. Nou moet jy vir my sê of ek verkeerd is. Dit voel vir my daar is 'n groep wat hy tevore geken het, wat hy vooruit bestem het, om gelykvormigheid aan die beeld van die seun te wees, om sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. Wie het hy vrygespreek? Die wat hy geroep het. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wie gaan hy verheerlik? Die wat hy vrygespreek het. Diegene wat hy geroep het. Diegene wat hy geken het. Is enigiets onduidelik in hierdie gedeelte, maar dit is nie waarop ek wil uitkom nie. Daar's nog meer. Kyk wat die res van die gedeelte, vers 31. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie is die ons? Dit wat hy gesê het. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou luister van die seun. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van wat's daar? Ons. Wie is die ons? Wat hy uitgekies het. Wat hy vooraf bestem het. Wat hy vooraf besluit het. Wat hy versoen het. Wat hy verheerlik het. Dis hulle. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Nou, luister hierna. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? So die wat hy voor betaal het, die skenk hy ook alles aan hulle. Nou, vers 33 gaan die hoëpriesterskap nog verder. Onthou, hy is die een wat die middelaar is. Wat beteken middelaar? Vers 33. Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, maar meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Tree hy vir almal in? Nee. As hy vir almal intree, wat weet ons van almal? Almal sal gered word. So die waarvoor hy gesterf het, die middelaar, waarvoor hy betaal het, die middelaar, is ook die een wat Christus as middelaar voor intree van nou af en tot in ewigheid. Daar's niks duister aan hierdie gedeelte nie. As dit is dit, dan is dit dit, dan is dit dit, dan is dit dit. As jy sê almal is gered, en almal, Jesus het vir almal gesterwe, dan moet ek vir jou sê, het jy 'n probleem, want hy het 'n versoening vir almal gedoen. En dan as hy versoening vir almal gedoen het, as hoëpriester, is hy besig om ook vir almal in te tree. En as hy besig is om vir almal in te tree, sal almal ook gered word. Die hel is leeg. Weil dis nie wat die Bybel sê. Die wat die Bybel vir ons vertel is, dit is ons, dit is ons, dit is ons, waarvoor hy dit gedoen het. Hy tree in vir ons as middelaar. En dan kom die gedeelte en hy sê, dit wat hy gedoen het, het hy gedoen, en hy het homself oorgelewer vir 'n bepaalde tyd, sy eie tyd. Die tyd wat hy bepaal het, sou alles plaasvind. Elke liewe ding sou plaasvind in die tyd wat God bepaal het. Jesaja 46 vers 9. Onthou die dinge wat vroeër van lank gelede, wat ek is God, en daar is geen ander God, en daar is niemand soos ek nie. Ek wat van die begin af die afloop aankondig, van lank gelede af, dit wat nog nie gebeur het nie, ek wat sê, my raadsbesluit sal standhou, alles wat ek wil, sal ek uitvoer.
Nebukadneser bely dit. Nebukadneser bely hierdie gedeelte as sy lewe verander word en sy oë gaan oop. Dan sê hy, niemand kan die hand van die Here afslaan nie. Niemand kan dit afslaan nie. Dit is wat Jesaja sê. Jesaja sê, ek wat van die begin af die ou afloop aankondig. God het van die begin af gesê, dit is wat ek gaan laat gebeur. So onlangs hoor ek van iemand wat sê, die hele ding wat in die tuin van Getsemane, in die tuin van Eden plaasgevind het, met Adam en Eva wat gesondig het, dit was vir die Here 'n skok. Toe het hy besluit om sy seun te stuur. Hallo! Die Bybel sê, hy het my geken voor die grondlegging van die aarde. Voor die grondlegging van die aarde is besluit dat Christus Jesus in die wêreld sou kom. Niks het hom geskok nie. Hy was op beheer van alles in die tyd wat plaasgevind het, het alles plaasgevind soos wat God bepaal het voor die grondlegging van die aarde. In 'n teksgedeelte wat dit so mooi sê, wat julle almal uit julle koppe teen hierdie tyd behoort te ken, is Handelinge 4 vers 27 en 28. Luister hierna. Want inderdaad, in hierdie stad het hulle Herodes en Pontius Pilatus saam met die heidene nasies en die volke van Israel saamgespan teen die heilige diensknegt Jesus, wat hy gesalf het. Hulle het saamgespan. Wie het saamgespan? Herodes, Pontius Pilatus, die heidene nasies en die volk van Israel. Hulle het saamgespan. Almal het saamgespan. Nie net Israel wat saamgespan het nie. Die heidene nasies het saamgespan. Pilatus het saamgespan. Herodes het saamgespan. Hulle almal het saamgespan. Wat wou hulle doen? Ontsla raak van die erfgenaam, Jesus Christus. En dan vers 28. Om alles te doen wat u deur die hand en die plan vooruit beskik het om dit te gebeur. Wat verstaan jy nie rondom dit? Om alles te doen wat u deur die hand en die plan vooruit beskik het, dat dit gebeur. Alles het gebeur soos wat u beplan het, moet plaasvind. Pilatus, was dit 'n skok vir God gewees? Nee. Die Joodse Raad, was dit 'n skok vir God gewees? Die heidene nasies, was dit 'n skok vir God gewees? Was die Jode 'n skok vir God? Dat al hierdie ouens bymekaar gekom het en sê, kom ons maak hom dood, kom ons kruisig hom. Was dit 'n skok vir God gewees? Nee, dit het presies plaasgevind op die oomblik wat God bepaal het voor die grondlegging van die aarde, dat dit sou plaasvind. It's amazing. It's amazing. God beheer alles en dis wat hy sê, op die regte tyd het dit plaasgevind. Daai jaar wat dit moes plaasgevind het, was die presiese tyd. Dis wat Daniël voorspel het. Daniël voorspel daar 70 sewes. En 69 sewes sal daar wees voordat die een sal kom. Daardie een wat sal kom is die Messias. Voor hy sal kom 69 sewes. En ons weet op die Joodse kalender 69 sewes is 483 jaar. En is presies die dag wanneer Jesus op die donkie in Jerusalem ingestap het, van die dag wat die tempel herbou is. Stap Jesus in die strate van Jerusalem af en hulle gooi by hom palmtakke neer en hulle sê Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid. En Jesus sê, as julle maar geweet het wat die dag en die uur sou wees wat vir julle redding sou bring. Alles is bepaal, die presiese oomblik. Kan jy verstaan hoe al hierdie geslagslyne en al hierdie goeders vind plaas in 'n rit kom in Ragab kom in soek bring die Here mense in, maar alles vind plaas soos God bepaal het dit sou plaasvind. Galasiërs 4 vers 4 sê, maar toe die tyd vervul is, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die onder die wet kon loskoop, sodat ons as sy kinders aangeneem kan word. Daarom aan buitekant sien ons dit so mooi duidelik. Dit lyk of alles dood is. Tot op 'n bepaalde tyd waar die seisoen verander en ewe skielik kom wat uit? Daar kom bloeisels uit. Die bloeisels vertel vir ons dat God uit dit wat dood is, bring hy lewe. Daar's 'n bepaalde tyd wanneer die lewe na vore sal kom. Wie bepaal wanneer daai tyd
na vore sal kom, wat bloei soos uitstoot. Dit is God wat bepaal het, dit sal seisoene wees, seisoene van lewe, en dan sal dit seisoen van sterwe wees, en dan sal daar 'n seisoen wees van opstanding, en hierdie opstanding word bepaal, en daar kom nuwe lewe uit, en dis presies wat gebeur met jou en my, ons is dood. Maar God het in sy almag bepaal, dat daar 'n dag sal wees, deur die Heilige Gees, wat lewendig maak. Hy sal ons van bo af, sal julle gebore word, van bo af gebore word. Daar sal 'n dag plaasvind wat die Heilige Gees jou sal lewendig maak. Dit sal in 'n bepaalde tyd in jou lewe wees, jy sal lewendig gemaak word. En die Gees sal kom en in jou kom woon. En hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat iemand soos ek kon wederbaar word, kon nuut gemaak word? Dis omdat die middelaar, Jesus Christus, tussen God en mens kom staan het en gesê het, ek bring hulle bymekaar. Dat in Jesus Christus ek die lewe kan hê. En dit in oorvloed. Hy is my middelaar wat elke dag vir my intree voor die Vader. As die Vader na die Seun kyk, dan weet hy, die Seun het vir hierdie een ingetree. Die wat aan die Vader behoort het, het hy vir die Seun gegee. En die wat hy vir die Seun gegee het die Seun sy lewe afgelê aan die kruis. Vir die wat hy sy lewe afgelê het hy volkome versoening bewerkstellig. Daar is nie een sonde wat teen my gehou sal word, want alles is skoon gewas in die bloed van Jesus Christus. En in hom het ons die lewe en dit in oorvloed. Amazing. Ons gaan nie stop, ons gaan volgende keer aangaan. Prys die Here, kom ons maak gesoot toe. Here, wat 'n ongelooflike woord is hierdie nie. Dit is so amazing. En ja, Here, daar's soveel mense wat wil kwaad raak. In plaas daarvan dat hulle sê, Here, ek behoort nie aan hierdie tafel nie. Daar's niks in my wat veroorsaak dat U vir my versoening moes kom doen nie. Waarom vir my? En Here, ek bid dat mense weer by daai punt sal uitkom om nederig voor U te kom en sê, Here, ek het nodig dat U my skoon was. U alleen kan dit doen. Here, daar is niks wat ons na die tafel toe kan bring. Maar dankie, Here, dat U God is. Dat U volkome mens is. En dat U vir ons kom intree het, dat U vir ons versoening kom doen het, en dat U dit in die regte tyd kom doen het. En dit is omdat U alles bepaal het voor enigiets nog daar is. Ons loof en ons prys die wonderlike naam.